En hy los vir ons alleen. Die verlosser is weg. Die Here het hulle verlaat. Hulle bly alleen agter. Wat nou? Daar was 'n vrou wat 'n aantal jare gelede op die voorblad van 'n koerant verskyn het. En sy het alles in haar lewe verloor. Sy moes uit haar huis uitgaan en sy moes na 'n kamp toe gaan in die voormalige Ciskei. En in 'n onderhoud met die verslaggewer sê sy dan die volgende: I am hungry now as I'm sitting here. Everybody has died. My man has gone and died. So have my daughters. They took my land away. The Lord has also gone. Yes, I suppose He has also gone. God is weg. Dis die ergste wat met 'n mens kan gebeur as jy 'n gelowige is. Dis die moeder van alle krisisse. Of jy nou disipel is met hemelvaart en of jy die vrou op die voorblad is van die koerant. Dis 'n geweldige krisis. Nou hierdie was 'n rowwe week in die Wes-Kaap. Dalk is ons hier op Montetjie eintlik so effens gespaar. Maar ons almal het die video's en die foto's gesien. Mense se huise, besighede is oorstroom, oeste lê op die grond. Munisipaliteite sit met berge probleme om infrastruktuur te herstel. Die provinsiale regering het geweldige uitdagings om al die paaie en verbindingsroetes weer in plek te kry. En die vraag is God weg? Het God die mens gelos? Hoeveel mense voel nie maar soos daai vrou van The Lord has also gone. So ons vanoggend hier gesit het in ons huis is tot niet. Dit wat ons het is wat ons aan het. En dan kan ons nou na ons eie verhale toe gaan, soos ons hier sit. Jou lewe, jou krisisse. Dink dalk bietjie terug aan die tyd wat jy gevoel het, God het jou net so gelos. Of wat jy gewonder het, is hy nie weg nie. Dis nie dat jy nie toe vir God gesoek het nie. In jou krisis het jy gebid, jy het gepleit, jy het gesmeek vir uitkoms. En soms het dit gevoel of die Here wegkruip, as dit dan nou so sleg gaan met my. En as ek die krisisse, die een krisis oor die ander oor my spoel. Het God hom dan verborge gehou. Jy soek hom, maar kry hom nie in jou tyd van nood nie. Ek wil hier vanoggend herinner aan nog so 'n verhaal uit die Ou Testament. Die volk Israel wat in ballingskap weggevoer is. Nou 'n ander woord vir ballingskap sou eintlik maar Godverlatenheid kon wees. Dit was erg dat hulle grond weggeneem is. Dit was verskriklik dat hulle lewenspatroon in stukke gebreek is, dat hulle in 'n vreemde land is. Dit was nog erger as erg dat hulle God Jahwe dan nou skynbaar die stryd teen Marduk, dis die Babelse God, dan nou verloor het. Maar die ergste was dat hulle beleef het, God het ons gelos. Ons is aan ons eie lot oorgelaat. En daarom as mense in Jesaja gaan lees, dan hoor jy kort die volgende woorde. Die Here sien ons nie raak nie. Die Here het ons vergeet. Die Here se verbond met ons het in duie gestort. Nou of dit nou die ballingskap is, en of dit die storms in die Kaap is, of dit hemelvaart is, het God die mens verlaat. Nee, dis nie waar nie. God het ons nie verlaat nie. As mense in Jesaja 40 gaan lees, dan hoor jy presies die teendeel dat hy ons, as wat ons dink hy het ons verlaat. Ek haal vir jou weer 'n paar verse daaraan. Daar staan, julle God is hier. Die Here God kom, hy is die magtige, hy regeer.
afwesig is dit eintlik net 'n illusie. Hy's net op 'n ander manier teenwoordig as wat ons dink hy moet wees. Ons kyk, maar ons sien nie. Ons staar ons blind in die water, die gode, die bose. Ons reken dat God ons alleen in die doodsloopstraat van ons omstandighede agtergelaat het. Intussen is hy nader aan ons, of soos Luther sê, nader aan ons as ons hemp of ons rok. Ons God is hier. Ons God kom. En dit is presies die boodskap van hemelvaart. Die een wat met die wolke weggeneem is, kom weer. Maar intussen het hy ons nie as weeskinders agtergelaat nie. Hy deur sy gees in ons kom woon. Hy het ons wat gedwaal het soos skape, nie aan God verlatenheid oorgelewer nie, maar ons soos 'n herder kom versorg. Die lammers maak hy bymekaar in sy arms en hy dra hulle teen sy bors. Hy sorg vir die lammeroë, sê Jesaja. Die goeie herder, wat self die lam geword het om sy lewe af te lê vir sy kudde. So met hemelse afvaart word ons uitgedaag om ons geloofsbril tog op te sit. Om met verhelderde geestesoë na die dinge rondom ons te kyk. Die tyd waarin ons lewe, dis hierdie tyd. Dis hierdie tyd in die Kaap, dis hierdie ruimte. Dis hier waar God werksaam is. Ja, in 'n tyd soos vandag is ook 'n herderstyd, 'n bymekaar maak tyd, 'n troostyd, sê Jesaja 40. So hemelvaart is geen verlies nie, dis eintlik 'n wins. Dit bevestig dat God in ons midde is, dat hy ons nie in die steek gelaat het nie, dat hy ons nie prys gegee het nie. Dit getuig van een wat op die troon sit en die scepter swaai, ook vandag. En vandag hou hy sy herderstaf oor ons uitgestrek. Hemelvaart beteken dat Jesus, ons goeie herder, nader aan ons is, as hy toe hy op aarde in Palestina rondgedwaal het. Hemelvaart jubel dit uit wat dwars deur die res van die skrif opklink. Moenie bang wees nie, of julle God is naby, asemrowend naby, om jou, binne in jou. Psalm 39 sê, hy omsluit jou van alle kante, neem jou in besit. Hy's binne jou, binne in jou ballingskap, binne in jou ervarings van God verlatenheid en God swye. God praat selde harder met 'n mens as wanneer jy reken dat hy swyg. God is selde nader aan jou as wanneer jy reken dat hy ver is. Dit hang net af van hoe jy luister en kyk. Die prediker Spurgeon het eendag geskryf, iemand sê, waar is God? Iemand anders antwoord, waar is God nie? Dan lees ek vir twee skrifgedeeltes, Jesaja 40, 'n paar verse. Die uitkoms is hier, die uitkoms is hier. Dit sê julle God, moet julle vir die volk sê. Bring vir Jerusalem die goeie tyding. Sê vir hom sy swaar kry is verby. Hy het geboet vir sy sonde. Hy het van die Here die volle straf ontvang vir al sy sondes. Klim op 'n hoë berg en roep hard, Sion, jy wat die goeie tyding moet bring. Roep hard, Jerusalem, jy wat die goeie tyding moet bring. Moenie bang wees nie. Sê vir die stede van Juda, julle God is hier. Die Here God kom, hy is die Almagtige. Hy regeer. Hy bring die volk saam wat hy syne gemaak het. Die wat aan hom behoort is by hom. Soos 'n herder versorg hy sy kudde. Die lammers maak hy bymekaar in sy arms en hy dra hulle teen sy bors. Hy sorg vir die lammeroë. Met wie kan julle my dan vergelyk? Wees soos ek, vra die Heilige. Kyk op na die hemel, wie die sterre geskep.
Hy wat die hemelse leer laat uitreik in hulle volle getal, dit is hy wat hulle elkeen gemaak het. Met sy groot krag, sy groot mag, sorg hy dat geen een van hulle ontbreek nie. Waarom sê jy dan, Jakob, waarom kla jy Israel? Die Here sien ons nie raak, die Here sien nie raak wat van my word nie. My reg is by God verby. Weet jy dan nie? Het jy nog nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie en sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat. Selfs manne in hulle vleuer struikel en val. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle roep en raak nie afgemat nie. En dan lees ek vir u ook Psalm 40. Ek het gesmag na hulp van die Here. Hy het na my toe afgebuig en hulp geroep gehoor. Hy het my uitgetrek uit die put van die dood, uit die slijmerige modder, my op 'n rots laat staan en my weer op vaste grond laat loop. Hy het my 'n nuwe lied in die mond gelê, 'n loflied vir ons God. Baie sal daarvan hoor en hom die eer toebring. Hulle sal op die Here vertrou. Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel en hom nie wend tot duister magte en tot mense wat hulle met skynggode ophou. Ek het begin met Lukas 24, maar ek het net 2 versies gelees en ek wil nou die 4 versies lees. Daarna het hy hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën het, is hy van hulle af weggeneem en is hy in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. Kom ons sing 519. Kom ons sing maar net die eerste 3 verse. Wees stil en weet ek is hier. Ek spreek en wind en golwe bedaar. Ek sal ook jou getrou bewaar. Wees stil en weet ek is hier. Ek ken jou pyn, jou donkerste nag. Ek is by jou, ek gee jou krag. Wees stil en weet, ek is hier. Kom bring na my jou kommer en vrees. Ek sal vir jou 'n toevlug wees. Lied 582 is 'n lied wat 'n mens sing as jy vir God dan tog raak sien. Al is dit donker, al is daar water, al is daar ballingskap. Dis om met 'n geloofsoog te kyk. Kom ons sing vers 1 en 3. Lei my Heer terwyl die skemer brand. Laat steeds die lig my lewenspad bestraal. Daar is geen ander hulp of troos vir my.
bely dan ook hardop ons geloof. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die opgewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Wat ek dan nog kan doen is om vir u huis toe te stuur met die seën van die Here. En ek lees vir u Matteus 11 vers 28. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Ons sit nog so 'n paar oomblikke, en dan Martin kan ons weer pad.